In vandag se les gaan ons gou weer bietjie hersiening doen van vierkante en derde magte. Julle het in julle graad 8 jaar baie al gewerk met vierkante en derde magte. Een vierkant van enige getal is wanneer jy hom met homself vermenigvuldig. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld het 5 maal met 5, dan is ons antwoord 25 en hierdie antwoord van 25 word die vierkant genoem. Die vierkant is wanneer jy enige getal met homself vermenigvuldig. Die ander woorde wat ons ook gebruik vir die vierkant van 'n getal is baie belangrik dat julle dit ook ken. Die vierkant, ons praat van die vierkant, ons praat van kwadreer en ons praat van verhef tot die mag 2. As julle nou sal onthou toe ons oor heelgetalle gepraat het, het ons gepraat van die additiewe inverse of die optellingsinvers van 'n getal. Die additiewe invers van 5 is met ander woorde is min 5. Want die additiewe invers is mos die getalletjie wat jy by 'n getal tel om 'n antwoord van 0 te kry. So die additiewe invers van 5 is min 5. Nou kom ons kyk net wat gebeur as ons nou min 5 maal met min 5. As ons min 5 maal met min 5, dan gaan ons nou sien, hierdie min maal met die min gaan ook vir my 'n plus antwoord gee. En daai 5 maal 5 gee nog steeds vir my 'n antwoord van 25. So as ons nou kyk na die vierkant van 5, dan is dit 5 maal met homself, gee vir my 'n antwoord van 25, en die vierkant van sy additiewe invers van min 5 is ook 25. Wat ook belangrik is om te onthou is dat vierkantsgetalle het altyd dieselfde lengte en breedte. So as ons nou dink aan vierkantsgetalle, dan kan ons byvoorbeeld kyk as ons nou sien aan een kolletjie, hy het dieselfde lengte en breedte. As ons sien van 2 maal met 2, dan gaan dit vir my 4 gee. Volgende enetjie is as ons het 3 maal met 3, sy lengte en sy breedte is dieselfde. Drie maal met 3 gee vir my 9. So dit is waar ons vierkante of ons vierkantsgetalle vandaan kom. Nog 'n belangrike ding wat ons moet onthou, 'n mag met 'n ewe of 'n gelyke eksponent is altyd positief. Met ander woorde, as ons kyk na 'n mag, onthou, ons maggie is iets soos minus 2 tot die mag 4, hierdie hele ding is mos ons mag. Ok, nou as jy kyk na hierdie eksponent is mos nou 'n ewe getal, 'n ewe of 'n gelyke eksponent. As ek hom nou mooi gaan uitskryf, dan gaan ek mos nou sien, dit is min 2 maal min 2 maal min 2 maal met min 2. So, elke keer as ek nou vermenigvuldig, dan gaan ek nou sien, as ek hierdie minus maal met daai minus word dit 'n plus. As ek nou hierdie plus maal met daai minus word dit 'n minus. As ek nou daai minus maal met daai minus word dit 'n plus. Met ander woorde, my antwoord gaan elke keer positief wees as ek 'n ewe of 'n gelyke eksponent het. En 2 tot die mag 4 gee vir my 'n antwoord van 16. Wat nog 'n baie belangrike ding is wanneer ons werk met vierkante of kwadrate,
is om die verskil te onderskei tussen min 12 se kwadraat en minus 12 se kwadraat. As ons nou kyk na die verskil tussen hierdie ene, onthou hier is die minus nou binne in die hakkie ingesluit. Met ander woorde, dit sê vir my, dit is minus 12 maal met minus 12. As ek dan nou kyk na min maal 'n min, sê my reël mos vir my, 'n minus maal 'n minus word 'n plus, en 12 maal 12 is 144. Maar wat nou hier by die volgende voorbeeldjie baie belangrik is hierdie minus staan buite die hakkie. Daai hakkie is nou, dit wat in die hakkie staan, is nou net my 12. Met ander woorde, ek maal 12 met homself. So hierdie minus staan nou voor buitekant dit. Met ander woorde, my antwoord hier gaan nou wees minus 144, want ek het hierdie 12 maal 12 gee vir my 144 en my minus staan buite. En dit is dan vierkante of kwadrate. Die volgende enetjie waarna ons kyk is ons derde magte. Onthou, hierdie is nou net 'n hersiening van alles wat julle in elk geval in graad 8 gedoen het. Dit bly presies dieselfde. Wat is derde magte of derde magsgetalle? Derde magte, as ons nou kyk na derde magte of derde magsgetalle, dan sien ons derde magsgetalle is getalle wat jy kry as jy 'n spesifieke getal 3 keer met homself vermenigvuldig. Met ander woorde, as ons weer kyk na 2 en ons vermenigvuldig 2 3 keer met homself, dan kan ek sien 2 maal 2 maal 2, dan sien ek hierdie antwoord is 8. Met ander woorde, hierdie 8 wat ons kry, is ons derde mag. En net so gaan ons nou kyk na derde magswortels en vierkantswortels, maar hierdie is met ander woorde 'n derde magswortel van 8. Goed, onthou 'n derde mag is 'n getal wat jy kry as jy 'n spesifieke getalletjie 3 keer met homself vermenigvuldig. So, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons het 3 maal 3 maal 3, met ander woorde, ons het 3 keer met homself vermenigvuldig, dan kry ons 'n antwoord van 27. Kom ons kyk nou wat gebeur as ons minus 4 met homself vermenigvuldig. So dis minus 4 maal minus 4 maal minus 4. Onthou nou hier vermenigvuldig ons nou 'n negatiewe getal 3 keer met homself. OK. So, as ons nou hierdie negatiewe getal 3 keer met homself vermenigvuldig, dan gaan ons sien 'n min maal met 'n min gaan vir my 'n plus gee. En as ek nou weer hierdie plus maal met hierdie min, dan gaan ek 'n minus kry. Met ander woorde, ek het 'n onewe aantal negatiefs, met ander woorde, my antwoord gaan 'n negatief wees. En dit gee vir my 'n antwoord van minus 64. Met ander woorde, wat baie belangrik is, as ons hierna kyk, sien ons 'n mag met 'n negatiewe basis en 'n onewe eksponent is altyd negatief. Met ander woorde, as ons minus 2 het tot die mag 5, dan gaan dit 'n negatiewe antwoord wees, want dit is 'n onewe eksponent. Met ander woorde, dit gaan vir my 'n negatiewe antwoord gee en dit gee vir my minus 32. Minus 3 tot die mag 7. Onthou, nou het ek weer 'n negatiewe basis en 'n onewe eksponent, so dit gaan vir my 'n negatiewe antwoord gee, 2187, minus 2187.
Dit is dan die lesie oor vierkante en derde magte. Jy kan hierdie vierkante en derde magte nou net gou weer inoefen en sodat jy net weer heeltemal seker is van dit alles deur jou huiswerk te voltooi.